heb hulle kan nou kom. Vriende, baie welkom hierso op my ma se 80ste verjaarsdag. En 'n besondere welkom ma by jou eie verjaarsdag. Ek dink hierdie is jou heel eerste verjaarsdagpartytjie, seker jou lewe, né? Vertel as enige ander verjaarsdagparty wat nou is. Ek dink dis die eerste verjaarsdagparty wat nou is. Dis die dag. Eerste dag van die jaar. En dan baie spesiale woord van welkom aan Jan en Jenny. My ma se broers en sy skoonsusters, oom Dan en die Judy, Dirk, Gumpy en die Monica, en dan vir ons afwesendes, vir oom Piet en oom Salpie. En ek wil het ongelukkig nie gemaak het vandag hierso nie. En dan, ek dink dit sou vaar wat voorraad gewees het, om vir hierdie na net nie te. Maar is nie meer met ons nie, so met ander woorde en allemaal sal met die tydskryf te maak. Dan moet ek net sê, maak baie geluk. Ons kinders het kant af, die dag van die dag. Dit is een groot voorrecht om op die 3 April, op goeie Vrydag, dag. Baie geluk daarmee. Weer my ma gekom, 'n werkende vrou, wat begin het met vloerkrag destyds in Brits, wat sy opgebou en 'n suksesvolle besigheid daarso. Daarna het sy vloerkrag verkoop en so het sy gestaan in die kafeebedryf in. Die kafeebedryf het daarna met sy maar die firma sweets en vir my baie keer sy rente gekry op skool, wat vir my arme voordeel te wees vir die kafees. Saam met ander oorgeskakel na die onderkos toe. Al die punte wat sy gedoen het, was 'n sukses geweest. En nou wil ek vir julle sê, wat ek opgelet het, toe my pa siek geword het in die hospitaal. Ek vroeg dat my ma elke dag sy gewees by sy by die hospitaal, moes daar bed gegee het. Wat nog praat is 'n bed gegee. Net om, dit het gesê sy loop het, sy slaap op 'n stoel. En daardeur moet sê, is ma 'n ervarende vrou, wat jou man bystaan so tot op die einde. En dan wil ek ook net die geleentheid gebruik van my selfe asem. Want hoe Jan van die Genie, het sê, hulle die heel ding in my afgelos. Wat is daar gemaakt is, wat julle nie verstaan is. Maar baie geluk met jou verjaardag. Ek kan nie sê ons boek afloop 80 nie, want ek weet nie wat ons bietjie maak as ons 60 is. En jy weet my ma het so gewerk, en ek doen dit kan nie boeties, wat daarvan getyd. My ma het baie nagte nie by die huis gewees nie, want sy moes gaan werk. En hoor die ma, ek weet is dit al die skande, as een Pieter al werk nie nag, nee, maar ek kan nie sy gekom het. En daardeur is heel dankie vir die lewenswyse en vir die hospitaal gesit is. Dan wil ek een van my baas en vriende, kennisse, collega, oom Willie Spies, meneer Spies, meneer die burgemeester, wat moet ek doen, na vore roep om net 'n woord te kom sê. Baie dankie, dit is baie geweldige voorreg om wees en ietsie te sê oor Tannie Hannetjie. Ek is nie 'n predikant nie, maar ek wil my storie begin by 'n Bybelverhaal. 'n Bybelverhaal wat ons baie goed ken. En dit is die verhaal van Noag. En ek gaan nou vir julle sê hoekom ek vir julle die verhaal van Noag vertel. Want 'n mens lees in die Bybel van hierdie man wat 'n opdrag van God af ontvang het om in 'n tyd waar daar nie water in sig was nie. In 'n tyd wat hy daar in die Midde-Ooste gebly het, en ons weet hoe lyk die Midde-Ooste, dis woestyn, om te begin bou aan 'n ark. 'n Ark wat groot genoeg was om al die diere van die diereryk en 'n hele beskawing eintlik in 'n ark te vervat. En dan lees ons in die Bybel die verhaal van die hele wêreld, die hele omgewing wat gespot het met Noag en gesê het, maar waarmee is jy besig? Jy is van jou kop af. Hier's nie water in sig nie, die lewe is lekker, ons is gelukkig, en jy van elke dag staan jy op
en die bou aan 'n groot skip hier op droë grond. En dan ken 'n mens die res van die verhaal. Uiteindelik het daar 'n vloed gekom en uiteindelik is hierdie familie gered. Iets wat mens nie in die Bybel lees nie, is van Noag. Mens lees nie baie van haar nie, maar Noag het 'n vrou gehad. En Noag se vrou is die persoon wat waarskynlik elke dag moes aanskou die hele wêreld van Noag spot, omdat hy die wonderlike groot boot bou op droë grond. En ek dink baie keer dat al gee die Bybel nie uitdruklik daarin erkenning nie, weet ons by implikasie, omdat ons weet hoe huwelike en gesinne werk, dat vir elke Noag wat 'n groot ding tot stand bring, is daar 'n Noag se vrou wat ten spyte van die gespot en ten spyte van die minagting van die hele wêreld vir Noag ondersteun om vir jare en jare en jare terwyl dit droog is te bou 'n groot skip wat uiteindelik 'n hele beskawing het. Nou hoe ek hierdie storie vertel is, ek het oom Chris en tannie Hannetjie leer ken 15 jaar gelede, toe ek betrokke geraak het in die ou Radio Pretoria. En toe ek by die ou Radio Pretoria betrokke geraak het, het hulle baie vinnig vir my daar gesê, Radio Pretoria is 'n gemeenskapsradiostasie en die finansies daar is altyd so beroepskeer. Nou oom Pieter Kok wat daar gewerk het, het altyd vir my gesê, hier naby Brits is daar 'n boer en sy vrou. Hulle bedryf Radio Magaliesberg. En nog elke keer as die radio finansiëel in die moeilikheid gekom het, dan het Radio Magaliesberg ons in die moeilikheid opgekom. Dit is 'n mooi storieetjie. En in die 15 jaar sindsdien het ek dit prakties ook beleef. Maar die mooiste wat ek gesien gebeur het, was 'n verhaal wat my baie sterk herinner aan die verhaal van Noag. Hier so by 2012 rond, toe het hierdie radiostasie van ons en al sy herleistasies oor die hele ou Transvaal moeilikheid opgetel by die uitsaai-owerhede. En oornag het die uitsaai-owerhede gesê, al hierdie herleistasies van ons moet ophou uitsaai. Ons het opgevegte begin en ons het met lisensie aansoeke begin. En uiteindelik het ons daarin geslaag, hier by 2015 rond, om al die herleistasies gelisensieer te kry, behalwe een. Die een wat ons nie gelisensieer kon kry nie, is Radio Magaliesberg van oom Chris en tannie Hannetjie Westel. En dis waar die verhaal van Noag vir my baie relevant is. Want terwyl niemand van ons geglo het dat hierdie radiostasie 'n lisensie gaan kry, het oom Chris Wester en sy vrou tannie Hannetjie begin werk. Daar's geen regte nie, daar's geen lisensie nie, daar's geen toestemming om uit te saai. Maar hulle het omgewingsimpakstudies gaan doen, hulle het grond aangeskaf, hulle het torings gekoop, en hulle het 'n toring opgesit, soos wat Noag destyds die ark gebou het. En almal vir hom sê, waarmee hou jy jou besig, dis 'n nuttelose oefening. Het hierdie twee mense gegaan en 'n toring gebou, toe niemand gedink het, dis nie moeite werd. Oom Chris was op die direksie van Radio Pretoria FM saam met ons, en vergadering na vergadering na vergadering, later het ons gevra om net so 'n bietjie los, maar vergadering na vergadering het oom Chris vir ons gevra, wanneer kry ons 'n lisensie vir Radio Magaliesberg? Dit het so aangegaan en op 'n dag het daar 'n staatskoerant verbygekom wat gesê dat daar 'n lisensie beskikbaar geraak het, nie by Brits nie, maar by Rustenburg wat in dieselfde munisipaliteit beland. Ek het vir die KASA 'n brief geskryf en gesê, julle het vir ons gesê, julle kan ons nie lisensieer nie, omdat daar nie 'n frekwensie is nie. Hierso is nou die frekwensie, reik dit vir ons uit. Daai stadium was die gesindheid baie goed, en so 'n maand of 2 daarna het ek 'n oproep gekry om van die KASA wat gesê, hierdie toring wat gebou is, moet daar niks vir uitsig op hoop was. Hierdie toring kan gelisensieer word, Radio Magaliesberg kan weer begin uitsaai.
Ek het oom Chris gebel, want ek weet hoe gereeld het oom Chris ons herinner van hierdie bedregte wat gekry is. En toe die foon geantwoord word aan die ander kant, toe antwoord Tannie Hannetjie die foon aan die ander kant. En ek begin vir haar die storie vertel, opgewonde, en ek sê vir haar, Tannie, jy sal nie glo nie, daai regte waarvoor ons so lank geveg het, ons uiteindelik gekry. Ek wil vir oom Chris bel, om te sê, sy droom is waar geword. Toe sê Tannie Hannetjie vir my, weet jy Willie, ek staan hier langs oom Chris se sterfbed. So, langs die sterfbed van oom Chris, het die ark begin seil hier in Magaliesberg. En die vrou van Noag, wat het moontlik gemaak het vir daai ark om uiteindelik te seil, sy 80ste verjaarsdag vier ons vandag. Ek wil vir Tannie Hannetjie sê, dankie dat jy 'n Noags vrou is, wat 'n beskawing het, wat 'n droom lewendig help hou, en wat drome waarmaak in realiteit maak. Ek eer u vandag, en dit is 'n voorreg om vandag hier te wees. Baie dankie. Dankie Willie, ons is so bly, ons staan nie nou nog in die 1700s jare nie. Want ek wil sê, hierdie van Sins, so geld te maak met die heilige. Ek is so na elke begrafnis toe sou hulle hier geword staan. Ek mag nog net met daai twee om te begin. Okay, dan het Erika my nou gebel, sy sê sy's op pad. En ons moet net 'n bietjie vas, ons gaan binne 'n minuut of 2 wees. Sit julle net vas in ons pad. Dankie Erika. Kom ek sê nou vir julle net. Ek is so bly, ek is die eerste gebore nie, want ons ek is so lank speech. En dan het vir oom Jan, gaan ons ouderdom instel, my ma. Oom Jan het my gisteraand gesê, dis sy 80ste ouderdom. Oom Jan is meneer ouderdom. So met ander woorde, as iemand wil leer by oom Jan hoe word dit gedoen. Oom Jan, welkom na vore te kom, jou 80ste ouderdom, en te stel top Hannetjie. Dat ek net moet staan. Goeie kamer. Baie dankie, dit is baie voorreg. Dit was baie lekker en interessant geweest om na Willie te luister en ook na Erika. Wil jy net aan die wetenskap verwyd dat die beste is besigheid geweest? Ja, dit is van geweldig. Dat is wat jou kan zien. Nou, je spies. We allemaal zien hoe mooi het is bij jou. Hulle het sonder enige verdere later afgeskies, het hulle begin werk, ongetrou, en so het vloedprogramme waar hulle Jacob verwys het, sy eerste geskeiding gemaak en hulle vloedpraat opgebouw tot hy stekende besigheid, wat later verkoop het, so het hulle dan ook ander besighede verkoop, soos skoolstelle en ek het dit kapie geword, kan dit kapie opgeleid. Want ek was een vele kindergemeenskap wat die saam doen. Maar so het ek oorgedra aan die kinders. Die kinders het uitstekend gedoen, van soos Jacob die boerdery en Rian die hoofdkostbedryf fantasties uitgebouw het. Hy het ook daar 'n nuwe bedryf wat jy gaan met jou daarna gekyk. Ek was gister baie verbaas om te sien. Dis 'n rubberbedryf en so in 'n kamp, die kamp met en hy moet die helse spoed. Gee net daai wat by die binnekant. Jy kan weer uitsters ry, soos die meeste baie op die pad gebruik, doen word, en dit word jou pad word nie beskadig nie, jy kan net aangaan. So ek dink, dit gaan nog baie gewild word. Dan wil ek net, ek wil nie baie praat nie, maar dat gesê is nou weer gesê, ek wil net vir my kan dat dankie sê vir hierdie prachtige onthaal, en selfs Erika daar van Gunnedag, my gedra van Jolandi, en Michelle vooral,
het hierdie tafels voorberei vandag, hulle het seker hulp ook gehad, en Chanel ook, en die kinders, Rian julle, die partijkie anders, Rian, Annikie, het niks daarvan, jullie so baie dankie, is uitstekend gedoen, en dit is baie lekker dag hier gewees. My broer Dani, die ook kan wees, hy het so'n dokumentie hier so, voorbereid op tyd, en ek laat nou wat kind, en ek het bril afgebeurde, Johanna Fredrika Christina, dit is die naam van die dame, sy het die naam gekry van haar naam, en dat het seker so is, die naam gepraat, selfs Erika, en ook die naam, en moeder sy weet dat het beteken. En Dani vraag hulle ook in deze boek wat hy geskryf het, waar komt die naam vandaan? Johanna, afgeleid van die Hebreeuwse naam Johanna, dit dra een liefdevolle communicatie. Fredrika, het een Germaanse oorsprong en samenstel uit frik, en vrede beteken, en Griek, wat beskermer beteken. Christina, afgeleid uit Latijn Christianus, en Grieks Christus, wat volgelinge van Christus beteken. Daar het jy dit dan. Johanan Friedrich Christianus, die een boodskap, liefdevolle beskermer, volgeling van Christus. En vraag die vraag, is dit nie die perfecte beskrywing van Annikie? Hoe slim was ons illustreer vir deze week? En ek stem saam, ek sê ek kan vooraf gebied, wat die blauwe en ek sê, ek kan is, dan die alle agents in die naam gekeken, en jy sê vir die naam gekeken. Nou is hier eigenlijk, we praat nie alles gesê, wat gesê word. Ek wil vir die vraag, as ek ons opstel verstaan, hoe sê ek dat wat nie staan. Kan ek net vraag, dat ons in die einde van die uitdruk, laat hier die speel, op haar taal sal sit. Baie dankie, ons druk op Annikie. Die heel sal Annikie, wie sit in? Laat hier die speel, op haar taal, even sy ziel, Dankie oom Jan. Kijk, dan wil ek net vir Dominee Kobus na vore roep en net op die tafel gebed doen. Ek het amper gedog aan nou is die toespraak hierso. Die tafel gebed nou skryf en dan wil die spes doen, want hy het dit amper in hom net. Hy praat amper in ons stadig soos 'n dominee. Dominee Kobus. Ja, die tyd gaan oor in elk geval toe wees. Kom ons sit net so dan buig op ons hoofde. Here, baie dankie dat ons vandag hier by mekaar kan wees. Dankie vir die groot voorreg om so saam 'n geleentheid te kan vier saam met mekaar. Ons weet, Here, in hierdie groot wêreld is U ook hier saam met ons teenwoordig. Dankie vir al U seëninge in ons lewens. Dankie vir die mense in ons lewens, en in besonder vir Tannie Hannetjie vandag wat ons lewens vol maak. Ons weet, Here, dis alles genade. Daarom sê ons vir U dankie daarvoor. Ons bid dat U met ons sal wees vandag, en ook by die voedsel wat ons gaan geniet, sodat ons dit so sal doen dat ons dankbaar teenoor U sal lewe.
Here, bewaar en beskerm ons elkeen in hierdie dae. Ons bid dit veral vir Tannie Hannetjie toe. En ons bid, Here, dat U vir haar gesondheid, krag en baie geloof sal gee. Ons bid dit, Here, want U is ons herder in hierdie wêreld, maar ook in die wêreld wat kom. Ons bid dit in Jesus Christus se naam, ons Here. Amen. Dankie Dominee Kobus. Die kos is gereed. Jy kan kos inskep, ons gaan lekker saam sit en eet, en as ons klaar geëet het, dan beweeg ons weer terug bo na die tent toe. Dan gaan ons uit hierdie lawaai gaan, want ons gaan nou die deure oopmaak, en dan gaan nou die lawaai eers begin hoor. So geniet die kos wat jy wat voorberei. Dr. Piet? Ja, weet jy wat met 3 woorde? Hannetjie sukses tot sy bereik, weet ek nie vir hom weet nie, maar sy het 'n gehoorprobleem. Want Hannetjie hoor nie sy vir haar sê nee of ek kan nie. Ja, verstaan nie stukke goed, jy sal dit doen. Sal dit nou as 'n gemeenskap opbring, Suid-Afrikaner gemeenskap en dan ek wil dit klop die regse gemeenskap. Maar alles wat jy Chris ons gedoen het, met ons steeds ons doen. Baie lank. Ek dink ons het geraak en ons weer dit baie. Maar baie goeie jare vir dit oor. En daarby heen gaan vry saak. Dankie dokter. Jy het nooit vroeër jare met vertel van die gehoorprobleem nie. Ek het dit ook agtergekom. Dankie julle. Kos is gereed.